Vader, dankie dat ons vanoggend kan stil word by U. Dankie dat ons aan U die lof en die eer kon bring. Dankie dat ons kon sing en U naam kon groot maak. Dankie vir die duiwe wat nou hier buite sing en dat ons weet dat U geskep het, dat U goed geskep het. Dat nadat U geskep het, U teruggestaan het en gesê dit was goed. Maar Vader, dankie dat U ook gesê het dat dit nie goed is as 'n man alleen is nie en dat U 'n vrou geskep het vir ons. Dankie dat ons vanoggend na U toe kan kom in die naam van die Here Jesus Christus en dat ons aan U alle eer kan gee, dat ons U kan verheerlik. En Vader, ek kom bid vir 'n muur van vuur en 'n ketting van engele om ons geliefdes, ons finansies en ons besighede en ons vra dat U dit so sal beskerm in die naam van die Here Jesus Christus. Vader, dat U ons sal toemaak met 'n koepel van die bloed van Jesus. Dat ons veilig onder U vlerke sal skuiling vind. Dat ons rus en vrede by U kan geniet. Vader, ek dink sommer aan alles wat gebeur in die tye waar ons is, ons omstandighede. Ek bid dat U vir ons in hierdie tyd net sal rus en vrede gee. Vra dat U ons denke sal beskerm. Al hierdie aanslae wat kom, dat U net so sal kom en ons denke sal rig, dat ons denke sal veilig hou by U. Vader, al hierdie bekommernisse wat ons elke dag op ons laai, wat ons byvoeg en byvoeg, wil ons vanoggend net so kom aflaai by U. So dit vir U kom gee en vra dat U dit sal neem, dat U ons las sal lig maak. Kom bring so ons geliefdes voor U wat U nie ken nie, wat weggedraai het, wat mure gebou het, wat skanse opgerig het om U weg te hou. Ons vra dat U hierdie skanse sal kom afbreek, dat die harte sal sag maak, dat die goddelike afsprake met elkeen van hulle in plek sal plaas, dat hulle na U toe sal draai en dat hulle sal oop wees vir U toenadering. Vader, kom bring die woord van vandag voor U en ek vra dat U dit sal laat wortel skiet, dat U dit sal nat maak, dat dit lewend sal word in ons. Vader, dat dit wat gebring word, die waarheid sal wees, dat dit sal groei in ons. Vader, ek bid dat U woord lewend in ons sal wees, dat ons in en deur die woord sal kan leef. Vra dit so in Jesus se naam. Amen. Okay, so ons begin vandag by die 3de hoofgedeelte van Romeine. Ons het hoofstuk 1 tot 4 behandel. Daarna het ons redelik tyd spandeer aan hoofstuk 5 tot 8. En vandag begin ons met hoofstukke 9 tot 11. In die gedeelte spreek Paulus die probleem van Israel aan en hy in die verdediging van hoe hy sy evangelie verkondig. Kom ons lees net die inleiding hiervan om te sien hoe ernstig Paulus is oor hierdie gedeelte. Ons lees verse 1 tot 5. In my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid. Ek lieg nie. En my gewete, wat deur die Heilige Gees gelei word, getuig saam met my, dat daar by my groot droefheid en voortdurende hartseer is, oor my broers, my eie volksgenote. Ek sou self vervloek wou wees, afgesny van Christus, as dit tot hulle voordeel kon wees. Hulle is tog Israeliete, vir hulle het God as sy kinders aangeneem, en in sy heerlikheid was hy by hulle. Met hulle het hy die verbonde gesluit, en aan hulle die wet van Moses gegee, as ook die tempeldiens en die beloftes. Hulle stam van die aartsvaders af,
en uit hulle is Christus as mens gebore. Hy wat God is, verhewe bo alles en lofwaardig vir ewig. Amen. Is daar iemand wat nou iets wil sê hieroor? Ja. Jy hoor sy hartseer een. Hierdie is swaar woorde. Dis iets wat Paulus na in die hart lê. Ons kan sy hartseer hieroor hoor. Voordat ons egter in die skrif indelf, gaan ons eers moet kyk na die breë trekke van hoofstuk 9 tot 11. Daar is baie verskillende menings oor hoekom Paulus dit hier ingebring het. Dit word redelik verskillend geïnterpreteer. Hierdie is ook beslis nie die mees gewildste gedeelte van Romeine nie. Ons het hoofstuk afgesluit met lofprysing van God se getrouheid in verse 31 tot 39. Indien Paulus die patroon van sy ander briewe gevolg het, sou hy daarna begin het met 'n reeks aanmoedigings om die teologie wat hy geleer het toepaslik en prakties te maak. In Romeine begin hierdie gedeelte eers in hoofstuk 12. Tussen Romeine 8 en 12 is daar eers 'n gedeelte waar Paulus in benoudheid worstel met die probleem van die Jode se geloof, se ongeloof. Daar is dus die wat sê dat hierdie gedeelte glad nie hier inpas in Romeine nie, dat dit afwyk van die vloei van die brief. Ek gaan egter redeneer saam met die wysheid van baie ander, dat dit perfek hier inpas in Romeine. Reg aan die begin van Romeine het ons gekyk na hoekom Paulus hierdie brief skryf. Hierdie brief is geskryf aan die Christene in Rome. Die Joodse Christene het teruggekeer nadat hulle verbann is uit Rome en hulle het weer by die kerke aangesluit. Daar was egter 'n kwelpunt oor die verhouding tussen Judaïsme en die kerk. Paulus gebruik die brief om hierdie kwelpunt aan te spreek. Hy was die apostel tot die heidene nasies en dus het hy die verantwoordelikheid gehad om dit aan te spreek. Hierdie was 'n stryd wat hy nou al vir 'n dekade gestry het, om die Christen geloof vry te hou van die fatale vermenging met die Joodse Torah-wette. Wanneer hy die brief skryf, is hy in afwagting daarop om homself te verdedig teen die Joodse Torah-verdedigers en Joodse Christene. Ons gaan later sien, hy skryf in Romeine 15 vers 30 tot 33. Ek versoek julle dan dringend broers, in die naam van ons Here Jesus Christus en op grond van die liefde wat van die Heilige Gees kom, stry saam met my deur vir my te bid, dat God my veilig mag hou tussen al die ongelowiges in Judea en dat hy my hulp aan Jerusalem aanvaarbaar mag wees vir die gelowiges daar. En as dit die wil van God is, sal ek vol blydskap na julle toe kom om 'n tydjie by julle te rus. God wat vrede gee, sal by julle almal wees. Sien vers 32, en as dit die wil van God is, sal ek vol blydskap na julle toe kom om 'n tydjie by julle te rus. Ons weet uit Handelinge, dis nie heeltemal hoe dit gebeur het nie. Hy is as 'n gevangene soontoe skipbreek gelei en hy het nie baie rus in Rome gekry nie. Hierdie Romeinse Christene was self in 'n stryd gewikkel. Tot hoe mate moet hulle Joodse gebruike behou saam met hulle Christen geloof? In die gedeelte gebruik Paulus dan nie net vir Israel as 'n teologiese voorbeeld nie. Anders as wat baie dit sien, gaan dit nie net oor uitverkiesing en oor God se geregtigheid nie. Hy is besig met Israel self, terwyl hy worstel met die effek van die evangelie op God se uitverkore mense van die Ou Testament. Om dit aan te spreek, kyk hy na verskeie aspekte wat spanning veroorsaak. Die Jode het soveel voorregte ontvang, het ons nou gesien in verse 4 tot 5. Ten spyte daarvan is daar nie baie van hulle wat die redding wat Jesus bring beleef nie, in verse 1 tot 3.
Hulle is deur God uitgekies, maar uit die oogpunt van die evangelie is hulle vyande van God. Ons sien dit in hoofstuk 11 vers 28. Paulus wil 'n oplossing bring vir die spanning wat daar bestaan tussen die Jode en die evangelie. Die meeste van die Jode het die evangelie verwerp. Dit terwyl ons in Romeine 1 vers 16 gelees het: Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. Paulus self het geskryf dat hierdie evangelie in die eerste plek vir die Jode is. Paulus se verduideliking van die evangelie in Romeine, veral in hoofstuk 2, het bygedra tot hierdie spanning. Daar ontken hy dat die Jode deur die wet van Moses die redding kan ontvang. Die vraag is dan, wat gebeur met die Ou Testament se uitverkore volk van God? Die probleem word geeskaleer daardeur dat Paulus voet by stuk hou dat die beloftes wat eens vir Israel was, nou aan die behoort wat aan Christus Jesus glo. Dit klink dalk 'n bietjie vreemd as ek dit so stel, en by sommige is ek dalk op dun ys. Ons beweeg egter na 'n punt toe. Ons moet die redenasie saam met Paulus volg en nie na die eindbestemming toe jaag nie. In hoofstuk 4 van Romeine het ons gesien dat Christene Abraham se erfgename is. In hoofstuk 8 vers 14 tot 17 het ons gesien dat Christene God se aangenome kinders is. In dieselfde hoofstuk is dit Christene wat die Heilige Gees ontvang. In vers 32 is dit Christene wat uitverkies is. En wat sê ons hiervan? Romeine 5 vers 2. Deur hom het ons in geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook nou in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Sit dit saam met hoofstuk 8 verse 18 tot 30 en Christene is die erfgename van God se glorie. Kyk dan hierna uit 'n Joodse uitgangspunt en jy kan die probleem waarmee Paulus sukkel beter verstaan. Die feit dat soveel heidene die evangelie aanneem en in Jesus as Christus glo, maak hierdie probleem net groter. Paulus se volksgenote beskuldig hom daarvan dat hy hulle nie net onterf deur sy evangelie nie, maar dat hy hulle ook vervang. In vandag se tye waar ons so hard probeer om aanstoot te vermy, sou Paulus lankal, ek dink die regte woord is cancelled gewees het. Deesdae, as jou siening ongewild is, word jy uitgestoot. Paulus het ook hiervan beleef. Paulus het egter vroeër in die brief geredeneer dat al die Joodse voordele nie gekanselleer is nie. In Romeine 3 vers 1 tot 4 het ons gelees: Het dit dan enige voordeel om 'n Jood te wees? En het die besnydenis enige nut? Ja, baie, in allerlei opsigte. Die belangrikste is dat God sy woorde aan die Jode toevertrou het. Maar wat nou as sommige nie getrou gebly het nie? Sal hulle ontrou die trou van God laat ophou? Beslis nie. Dit staan vas dat God betroubaar is en elke mens 'n leienaar. Soos daar geskrywe staan: U is regverdig wanneer u uitspraak doen en u wen u saak wanneer u aangekla word. Vir Paulus en ons is dit belangrik om die Jode, Israel in die prentjie te hou. Die Nuwe Testament vloei uit die Ou Testament. Dis nodig om dit so te behou. Deur die Jode uit te skryf, sit ons net met die Nuwe Testament. Die Jode is deur God uitgekies, Deuteronomium 7 vers 6. Jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. Vir jou het die Here jou God gekies om uit al die volke op aarde 'n eiendomsvolk te wees. Hierdie beloftes kan nie net geïgnoreer word nie, want deur dit te doen het dit 'n effek op die evangelie. Volgens hoofstuk 1 vers 1 is dit die evangelie van God,
Die God wat gepraat en opgetree het in Israel se geskiedenis. Paulus moet nou bewys dat dieselfde God wat Israel gekies het en beloftes aan hulle gemaak het, nou ook die deur oopgemaak het vir die heidene, meer akkuraat vir almal wat glo. Hy moet wys dat God niks ongeruim gedoen het in terme van sy woorde en beloftes aan Israel nie. Die evangelie is nie die wegdoening nie, maar die inwerkingstelling van sy plan in die Ou Testament. Om hierdie punt te bewys, haal hy baie aan uit die Ou Testament. Omtrent 1/3 van die aanhalings uit die Ou Testament wat Paulus in sy skrywes gebruik, kom voor hier in hoofstukke 9 tot 11. Daarmee wil hy die opeenvolging tussen God se woorde in die Ou Testament en God se woorde in sy verduideliking van die evangelie uitlig. God is getrou. Hy is getrou aan sy woorde in die Ou Testament, maar ook aan sy woorde in die Nuwe Testament. Die mees knellende vraag in die hoofstukke is dan nie wat van Israel geword het nie, maar of dit moontlik kan wees dat die woord van God gefaal het. Romeine 9 vers 6. Dit wil nie sê dat die woord van God nie meer geld nie. Immers, nie almal wat van Israel afstam, is werklik Israel nie. Romeine 9 tot 11 raak dan 'n baie belangrike gedeelte in die brief. Dit wys dat God getrou is aan sy beloftes, wanneer die beloftes reg verstaan word. Romeine 1 tot 8 gaan oor die individu se verhouding met God. Romeine 9 tot 11 gaan oor die verhouding tussen die Jode en die heidene voor God. Beide is belangrik. In hoofstuk 2 vers 1 tot 3 vers 20 het hy dit duidelik gemaak dat individuele Joodse sondaars in die gevaar loop om deur God gestraf te word. Dit noop hom om nou die kwessie aan te spreek. Paulus gebruik dieselfde styl van dialoog as wat hy in die res van die brief gebruik. Hy gebruik ook 'n reeks retoriese vrae. Ons kry hierdie vrae in hoofstukke 9 vers 14 en 30, hoofstuk 10 vers 8, 14 tot 15, 18 en 10 en hoofstuk 11 vers 1, 7 en 11. In hoofstuk 9 vers 19 tot 23 is hy weer in 'n dialoog betrokke met 'n fiktiewe karakter. Dit alles bring ons egter nie werklik nader aan die regte persoon of persone aan wie hierdie boodskap wil oordra nie. Hoofstuk 11 vers 13 tot 32 val egter in 'n ander klas. Dit is die deel van die Christene wat op die olyfboom geënt is. Hierdie gedeelte word toegewy aan 'n spesifieke groep. Dit is om die heidense Christene aan te spreek oor hulle houding teenoor gelowige sowel as ongelowige Jode. Paulus plaas hom dan in die skoene aan die kant van die Jode teenoor die Christene uit ander nasies. Paulus skryf dan die gedeelte aan beide Joodse en nie-Joodse Christene. Albei hierdie groepe was teenwoordig in die kerk in Rome. Sy doel is dan om hierdie groepe te verenig in die kerk. In dit maak hy dit duidelik dat die evangelie nie beteken dat God Israel verlaat nie. Dit sal ons veral in hoofstuk 11 sien. In hoofstukke 9 en 10 maak hy dit egter ook duidelik dat Jode en Joodse Christene wat dink hulle het onaanraakbare reddingsbelofte deur hulle geboorte as Jode verkeerd is. Hy kritiseer dus die groepe aan beide kante voor hy in hoofstuk 14 en 15 gaan probeer om hulle weer saam te bring. Deur dit als geweef is daar 'n probleem wat nie net vir Paulus en die Romeinse kerk 'n vraagstuk was nie, maar ook vir ons as Christene vandag, Israel se ongeloof. Die feit dat Israel nie die evangelie aangeneem het nie. Dit gaan oor die opeenvolging van die reddingsbelofte. Vervul die evangelie in die Nuwe Testament die beloftes van die Ou Testament.
bring die Nuwe Testament die Ou Testament in vervulling as Israel nie die evangelie aanneem nie. Die vraag wat Israel vra is of die evangelie die Ou Testament en die beloftes van God verraai en dis nie van dieselfde God afkom as die beloftes van Israel nie. Ons moet onsself in Paulus se skoene sit. Hy was hierdie geleerde man wat in die Joodse wet. Ons weet dat hy skryf dat hy uitgestyg het bo sy volksgenote in die onderhouding van die wet. Ek is seker die leierskorps het groot planne vir hom gehad. Hulle kon hom aanwend in hulle organisasie. Hy stap dan ewe skielik weg. Hulle sou hom as 'n verraaier beskou het. Die feit dat hy onder die heidene nasies gaan werk het dit nog erger gemaak. Paulus sit nou tussen twee kampe en nie een kant vertrou hom nie. Nou skryf hy in 'n kerk met lede uit die heidene nasies en die Jode en daar is spanning. Paulus ken uit ondervinding hierdie spanning. Hy weet watter effek dit op hom het en hy probeer 'n uitweg vind om die twee groepe deur die evangelie bymekaar te bring. Paulus gee dan in hierdie gedeelte 'n gebalanseerde antwoorde op die vraag. Ons gaan in die volgende 3 hoofstukke daardeur werk. Daar is die wat 'n totale skeiding tussen die Nuwe Testament en die Ou Testament wil bring. Paulus kom en sê nee. Die een vul die ander aan. Die een voltooi die ander. Kom ons kyk in dit als na die uitleg van Paulus se argumente in die volgende 3 hoofstukke. Hy begin met 'n persoonlike swaarkry in verse 1 tot 5 en hy sluit af met 'n loflied in hoofstuk 11 vers 33 tot 36. Die gedeelte tussenin kan basies in 4 dele verdeel word. Die eerste hoofstuk 9 vers 6 tot 29 begin met 'n positiewe gedagte. Dis nie asof die woord van God gefaal het nie. Baie voel dat dit die gedagte is waarmee Paulus deur hierdie 3 hoofstukke verder gaan werk. Elke nuwe punt wat Paulus hier gaan aanraak, bou egter en voeg by die vorige punt wat hy bespreek het. Elkeen van hierdie punte wat volg op die eerste begin met 'n retoriese vraag wat dit koppel met die vorige punt. Kom ons som hierdie punte op waardeur hy werk. Dit sal vir ons meer duidelikheid gee wanneer in meer diepte hierin ingegaan word. Hoofstuk 9 vers 1 tot 5. Dis die inleiding en wys na die probleem wat Paulus wil aanspreek. Die Jode is onwillig om die evangelie te aanvaar in verse 1 tot 3 en wat dit doen aan die beloftes van God aan Israel in verse 4 tot 5. Dan kry ons vers 6a. Baie beskou hierdie as die stelling wat Paulus in die gedeelte maak. Die woord van God het nie gefaal nie. Hoofstuk 9 vers 6b tot 29. Hier verdedig Paulus die stelling in vers 6a. Paulus redeneer dat God nooit redding beloof het aan almal en aan al die biologiese afstammeling van Abraham nie. Jy gaan dit sien in vers 6b tot 13. Verder sê redding is nooit 'n geboortereg nie, maar dis altyd 'n gawe van God. Verse 14 tot 24. En dan sê hy God kan die gawe aan die Jode sowel as aan die heidene gee. Verse 24 tot 29. Hoofstuk 9 tot 30 en spesiaal vir Karel tot hoofstuk 10 vers 21. Die begin jy nou verstaan. Die gedeelte begin met wat is nou ons gevolgtrekking? Wat dit dan verbind met die vorige gedeelte? Hier gebruik hy sy verstaan van die evangelie om die verandering in die geskiedenis van die mens se redding te verduidelik. Die heidene stroom die koninkryk van God in, terwyl die Jode op die rand staan. Hoofstuk 11 vers 1 tot 10 met die woorde het God dan tog nie sy volk verstoot nie, sou iemand kon vra. Verbind Paulus dit nou tot die vorige gedeelte. Hier som Paulus Israel se lot op
soos uit die vorige 2 gedeeltes duidelik gemaak is, en berei voor vir die laaste gedeelte, waar hy Israel se plek as uitverkorenes kan bevestig. Hoofstuk 11 vers 11 tot 32, hy verbind dit met die vorige gedeelte deur 'n vraag. 'n Ander vraag is, die huidige toestand waar Israel hulle harte verhard het, is nie permanent nie, en is ook nie die manier hoe hy ander wil uitsluit nie. God gebruik hierdie tydperk om ander nasies nader te trek, en dan sal Israel weer ingesluit word. Sluit dan af met vers 33 tot 36, waar hy met 'n klaaglied begin het, sluit hy af met 'n loflied en 'n verheerliking van God. Die probleem met hoofstukke 9 tot 11 kom in wanneer daar nie as 'n geheel daarna gekyk word nie. Wanneer ons net 'n versie hier en daar vat, kan ons die Ou Testament en Israel maklik uit ons evangelie verwyder. Paulus skryf dit egter as 'n geheel. Hy stel retoriese vrae en antwoord dit dan, en dit is 'n opeenvolgende gedeelte. Wat baie die geskiedenis en vandag net nog gebeur, is dat een versie uitgehaal word en die Jode daarmee na die kant toe geskuif word. Nee, die hele gedeelte moet as 'n eenheid gelees word. Dit sal goed wees om die week Romeine 9 tot 11 so 'n paar keer in verskillende vertalings te lees. Die Bybel wat ons vandag het is geheel. Ons kan nie net 'n paar verse hier en daar gebruik of net sekere boeke nie. Die 2 dele van die Bybel bevestig mekaar en versterk mekaar. Ons is in 'n tyd van politieke beloftes en waar baie mense verklaringe maak oor wat nodig is in Suid-Afrika. Vandag kan ek my verklaring daarby sit. Ek verklaar wat ons nodig het in Suid-Afrika is kennis van die woord van God. Kopskennis wat hartskennis word. Hosea 4 vers 1 tot 6. Israeliete luister na die woord van die Here, want hy kla die inwoners van die land aan. Omdat trou, liefde en toewyding aan die wil van God in die land onderbreek. Dink maar 'n bietjie aan ons land. Het vervloeking, valsheid, moord, diefstal, egbreek, hand oor hand toegeneem, en is die vergieting van die onskuldige bloed aan die orde van die dag. Klink dit ook bekend? Dit is waarom die land verdor en al die inwoners van die dors versmag, saam met die wilde diere en die voëls en waarom selfs die visse vrek. Niemand word ligtelik aangekla en tot verantwoording geroep nie, maar ek gaan jou mense aankla, priester. Jy gaan vandag nog tot 'n val kom en die profeet gaan vandag nog saam met jou tot 'n val kom en ek gaan selfs jou moeder om die lewe bring. My volk gaan onder omdat hulle nie aan my toegewy is nie. Omdat jy jou taak om hulle aan my toe te wy verwerp het, verwerp ek jou as my priester. Omdat jy die wil van God verontagsaam het, verontagsaam ek die priesters wat onder jou dien. Ek dink ander vertalings praat van my volk gaan onder weens gebrek aan kennis. Mag ons as kerk bekend wees as 'n kerk wat nie net die woord ken nie, maar wat die woord leef.